Maar hier is die punt, die hele Suid-Afrika, elke werkgewer word geraak deur hoë elektrisiteitspryse. En hulle gaan ook die rekening van hierdie vergunning betaal. So as die vakbonde wil protesteer, dan moet hulle protesteer teen al die goeders wat impak het op alle bedrywe. Ons bly by die storie en praat nou met die uitvoerende hoof van die Nasionale Werkgewersvereniging van Suid-Afrika, NIASA, Gerhard Papenfoes. Goeiemôre Gerhard. Hallo Susan. So volgens die minister van Elektrisiteit en Energie, Gotsiyenso Ramokgopa, het 14 smelterye toegemaak en sowat 350,000 werkers is afgelê. Watter impak het dit op die bedryf? Wel, dis uiteraard enorm, Susan. Dit kos die ekonomie baie. Al daai werkers word 'n las in die ekonomie. So dis inderdaad enorme impak. En sê vir my, hoekom is dit so belangrik dat smelterye in die land nie sluit nie? Wel, baie industrieë om dit is van hulle afhanklik. Baie gaan daaroor. Elk van hierdie rolspelers, waaronder die smelterye, het 'n kritieke rol in die hele waardeketting. So ons kan nie bekostig om hulle te verloor nie. Maar wat hierdie ding baie kompleks maak, is die feit dat hierdie probleem wat hulle het, en nou is dit uiteraard so dat 'n smeltery geweldig baie krag vat, en hoe warmer die produk moet gemaak word, hoe meer die krag wat hy vat. So smelterye is baie swaar op krag, uiteraard, en baie spesifiek baie swaar. Maar die probleem rondom Eskom raak nie net hulle nie. En net as ons praat van staalbedryf, alle staalmaatskappye is swaar op krag. En ons moet nou besef dat die voordeel wat na hulle toe gaan, daardie uitgawe of daardie verminderde inkomste moet van iemand verhaal word. So die publiek draai daai koste. So wat moet jy nou doen? Wel, dit is die probleem. Wat moet jy doen? Dit help my nou om blame te plaas nie, maar ons moes nie op hierdie punt gewees het waar elke werkgewer in Suid-Afrika was in gedrang gebring deur baie hoë elektrisiteitspryse. Nou wat gebeur, dat die ouens wat die meeste die hardste stem het, kry die voordeel. NUMSA tree hier in die stryd. Hulle dreig met 'n protesaksie, die president raak betrokke en die smelters kry 'n spesiale deal en ek is bly vir hulle. Maar hier is die punt, die hele Suid-Afrika, elke werkgewer word geraak deur hoë elektrisiteitspryse en hulle gaan ook die rekening van hierdie vergunning betaal. So as die vakbonde wil protesteer, dan moet hulle protesteer teen al die goeders wat impak het op alle bedrywe. Ook in die staalbedryf, waar die smelters by is. Verseker, maar nie net hier stop nie, want wat hier gebeur is, wanneer 'n groot werkgewer sê, ek gaan 2500 werkers moet afbetaal, dan is dit groot nuus. Maar wat nie groot nuus is nie, is die 1 en 2 en 3 en 5 en 10 werkgewers wat elke dag by verskeie werkgewers in Suid-Afrika afgelê word. Dis baie meer as hierdie. Die verlies in die staalbedryf, net om een bedryf te noem, oor die laaste jare, dekades, is in die honderde duisende. Elektrisiteit is een faktor en dis 'n groot faktor, maar daar's baie ander faktore van regeringswanbestuur wat dit veroorsaak het. En ons moet kollektief protesteer teen hierdie dinge wat die werksplek onbekostigbaar duur maak. Baie dankie. Ons praat met die uitvoerende hoof van NIASA, Gerhard Papenfoes.